Ons tema, vallei van verlatenheid. Ons teks 1 Konings 19 vers 4. Daar het hy onder 'n besembos gaan sit en gewens hy gaan dood. Hy het gesê, nou is dit genoeg, Here, neem my lewe. Ons is nie superwesens nie, maar mense van vlees en bloed. As spanning swaar kry, hartseer en vrees sy kloue in ons menswees inslaan, beleef ons ook knak oomblikke. Geloofsreuse en gelowiges kan ook rugbreek dae van moedeloosheid ervaar. Die geloofsheld en profeet Elia word 'n vlugteling voor koningin Isebel wat hom wil doodmaak. Kort tevore beleef Elia die kragtige oorwinning by Karmel, 'n geestelike hoogtepunt. Nou sit die man van God onder 'n besembos en wil nie meer leef nie. Hy is uitgeput en oorlaai weens lewenseise. Die tempo en gebeure was net te veel vir sy gemoed. Ons menslike emosies kan vinnig verander. Eendag op die bergtop en dan weer in die vallei van verlatenheid. Wat doen God met sy kind Elia onder die besembos? Hy preek nie vir hom nie. Hy bestraf hom nie. Hy sê nie, Elia, ruk jouself reg nie. God stuur een van sy engele met kos en water. Wat 'n merkwaardige oomblik voordat hy Elia se probleem oplos. Spreek hy sy uitputtende moegheid en situasie aan. My kind, eet, rus, haal diep asem en herstel. God se plan en God se tempo het vir hom gewerk. En hy sien weer 'n toekoms. 'n ligbaken. Hy beeg voort. Elia het kort hierna opgestaan en met nuwe krag en moed die lewenspad aangedurf. Wat vir Elia soos die einde lyk, was net 'n tydelike stopteken. Wat vir jou soos 'n muur lyk, kan vir God 'n deur wees. Die Here praat sag met stikkende mense. Later ontmoet hy vir Elia in die wind, in die aardbewing, in die vuur. Daar was God nie, maar in 'n sagte fluistering. Die rede, gebroke harte, het nie 'n geskreeu nodig nie. Hulle het God se sagte stem nodig. Wanneer jy lam en leeg binne voel, praat God dikwels sag. Hy hanteer jou met sagte liefdes
hande. Maar jy moet stil word om hom te hoor. En jy kan ook maar soms aan sy voete breek. Jou swakste dag kanselleer nie God se plan vir jou lewe nie. Onthou altyd, die Here los nie sy kinders onder die besembos en vallei van verlatenheid nie. Hy is Immanuel, God met ons. Daarom is jy nie meer in die vallei van verlatenheid nie. Staan op. Amen. Laat ons saam bid. Here, U lees ons gedagtes. U weet hoe ons voel. U weet van die rugbreek daar. U weet wanneer ons in die vallei van verlatenheid is. Dankie dat U ons soos 'n stuk hout uit die vuur ruk. En dat U ons red en beskerm en vergewe en herstel. En dat U ons vas teen die hart druk. Dat ons U hartklop en die ritme van liefde en omgee kan beleef. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Die Here seën jou op 'n wonderlike manier, ook in jou vallei van verlatenheid. Amen.